Baie dankie Marco, dit is vir my 'n groot voorreg om hier te wees en wat Marco gesê het wil ek beaam. Baie dankie dat jy gekom het. Ek weet as 'n ou die hele dag werk, dan is dit nogal 'n opgawe om op 'n weeksaand hier te kom sit. Maar dis wat dit spesiaal maak, dis wat dit Pinkster maak. Toe Marco vir my gevra het om hierheen te kom, toe het hy gesê, wel ek moet iets vanuit my vakgebied, moet ek nou vanaand met julle deel. Nou dit is nogal moeilik, nee, want moet ek nou 'n geskiedenislesing kom aanbied, en dit sou definitief nie werk nie. En daarom is ons tema vir vanaand, Pinkster, 'n verhaal van herlewing en groei in die NG Kerk. Pinkster, 'n verhaal van herlewing en groei in die NG Kerk. Ons gaan saam lees uit Lukas 24 van vers 44 af. Ons teks vir vanaand is vers 49. En as julle nou dink, ek is nou een van daai ouens wat net 'n teksie kies, dan het ek die teks met 'n spesifieke rede gekies, en dit is 'n historiese rede, so ek sal net nou vir julle meer daarvan vertel. Maar voordat ons saam lees, kom ons maak dit ons oë toe en dan bid ons net saam. Here, dis vir ons 'n wonderlike voorreg om vanaand hier te wees. Dankie dat ons op 'n weeksaand kan stil word voor U. Dankie dat die Bybel voor ons kan oop wees. Dankie dat ons weet U is hier, deur U Gees, en dat U deur U woord vir ons wil lei en leer. Ons gebed is, Here, dat U die woorde wat ons vanaand hoor nie net by ons een oor sal ingaan, by die ander oor sal uitgaan nie, maar dat U deur U Gees dit aan ons harte sal vasmaak, sodat ons lewens kan verander, sodat ons regtig as U kinders in hierdie wêreld kan leef. Ons leef in 'n die mekaar wêreld, Here, en ons weet U stuur ons om daar 'n verskil te maak. Begin vanaand met ons hier in hierdie erediens. Dit bid ek in Jesus se naam. Amen. Die gedeelte wat ek vir julle lees is die laaste hoofstuk van Lukas. Net so voor Jesus se hemelvaart is hy vir oulaas besig om sy disippels te praat. Ek lees van vers 44 af. Daarna het hy vir hulle gesê: "Dit was my woorde wat ek tot julle gerig het toe ek nog saam met julle was, dat alles wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskryf is, vervul moet word." Daarop het hy hulle verstand daarvoor geopen om die skrifte te verstaan, en hy het vir hulle gesê: "So staan daar geskryf dat die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan, en dat in sy naam bekering tot vergifnis van sondes aan alle nasies verkondig moet word. Julle moet by Jerusalem begin en getuies wees van hierdie dinge." En dan ons teksvers en kyk: Ek sal die belofte van my Vader na julle stuur, maar bly julle in die stad, totdat julle met krag uit die hoogte toegerus is. Ons lees net tot sover. Wat is jou mooiste of beste Pinkster herinnering? Kom ons hoor bietjie, enige iemand. Wat onthou jy wanneer jy terugdink aan Pinksters van die verlede? Enige iemand? Sop en brood? Yes, verseker, myne ook. Daar is gebid. Wat nog? Nog iemand? Ek hoor dan julle praat, nee. So daar is daar 'n paar herinneringe. Nog 'n laaste iemand wat iets wil sê. Daar's 'n hand, yes. Die lekker saam sing, nee, die lofprysing en aanbidding. As ek terugdink aan Pinksters uit my eie verlede, dan is die sop en brood ook nogal hoog op die lysie. Dis iets wat mens mos net nie vergeet nie. Dis mos eie aan Pinkster. Maar ek onthou ook 'n yskoue Pretoria. Ek het in Monument Park groot geword. Hoe ek as klein laerskoolseentjie, later as hoërskoolseun saam met my pa Pinkster toe is. Daar's ook riller goed wat 'n mens onthou. Ek onthou 'n ou oom Wynie Malang, wat vir my gevoel het ure aan een kon bid. Sodat ons later gewens het dat hy tog net met amen sê. Maar ek onthou ook in hierdie geweste, 'n paar jaar gelede, 'n gesamentlike ringspinkster op die paviljoen van Hoërskool Garsfontein, met die jong mense wat 'n klomp goed gedoen het. Feit is, maak nie saak wat jy onthou wanneer jy terugdink aan Pinksters uit die verlede nie. Iewers langs die pad het dit waarskynlik op jou lewe 'n groot impak gemaak. Net soos op duisende lidmate van die NG Kerk
deur die geskiedenis. Waarom? Omdat dit deel van die unieke geloofsreis van ons kerk is. Mense amper vanaand wil ons sê, dis deel van ons DNA, want dis net ons wat dit doen. Die hervormers doen dit nie, en die gereformeerde kerk doen dit nie, en die ander doen dit ook nie. Ons doen dit. Die enigstes. Waarom? Waar het alles begin? Wel, Pinkster of Pinksterbidure, soos wat dit lank gelede bekend was, sy spore lê baie ver terug. Tot so ver terug as 1859. 1859 het die gemeentes in die Kaap in hulle godsdienstverslae gesê, daar's 'n doodsheid onder gemeentelede. Kerkbywoning is swak. Lidmate leef nie hulle geloof uit nie. Hulle is lusteloos om by gemeenteaktiwiteite betrokke te raak. En so erg het dit geraak dat 'n klomp dominees gegaan het en 'n brief opgestel het met die opskrif Opwekking tot het gebed om die uitstorting van den Heilige Gees oor Suid-Afrika. En dis baie gou verander in 'n kort slagspreuk, bid om die uitstorting van die Heilige Gees. En soos wat gemeentes dit begin doen het herlewing begin plaasvind. Eers in Montetjie, toe Beaufort Wes, toe Graafrenet, toe Tulbagh en later sover as Bloemfontein. Erediensbywoning het gestyg. Lidmate het betrokke geraak by bediening. Hulle het openlik oor hulle godsdienst begin getuig en begin praat. Hulle het 'n verskil in die samelewing begin maak. In die Parel het egter niks gebeur nie. Tot groot teleurstelling van die dominee en die lidmate. En toe besluit die lidmate hulle moet iets doen. En in 1861 van 9 Mei tot 19 Mei, Marco, ek weet nie of julle my spesifiek vir vanaand gevra het nie, maar dit is vandag 165 jaar gelede wat dominee van der Lingen sy groot preek gepreek het. 1861, 9 tot 19 Mei, besluit die gemeentelede, hulle gaan in groepies bymekaar kom en hulle gaan intensief bid vir herlewing en vir groei. As mens lees wat daaroor vertel word, dan staan daar, hulle het intens gebid en met aandoening gebid en vol emosie gebid. En toe breek Pinkstersondag 19 Mei 1861 aan. En dominee G.W.A. van der Lingen preek uit hierdie teks wat ons saam gelees het. Na die diens het hy agtergebly in die kerkgebou om verder te bid. En dan lees ons dat hy in 'n tipe van 'n beswyming gegaan het. Die studente sou sê hy het in 'n trance gegaan. En dit word soos volg beskryf, as jy vir ons Etienne net daai skyfie kan wys. Diep ontroerd, Vader, wie is hy? Stel sigself u ons lieflike voorwerp, het die held van Bosra, zijn klederen zijn gewond met bloed. Dis wat hy uitgeroep het, terwyl hy gepraat het. Ek wil net my woorde hier kry, daai is bietjie klein daar agter. Natuurlik het dit die gemeente aangegryp. En hy het na die tyd het hy gesê, terwyl ek besig was, en dis hoe hy sy eie visioen verklaar het ek baie sneeuvlokkies gesien wat na die hemel opstyg. En met eens, asof om dit af te weer, kom daar bliksemstrale uit die troon, totdat 'n krygsheld in 'n mantel gekleed en met bloed bevlek, met snelle vaart deur die lugruim voor die sneeuvlokkies kom, en om tussen hulle in die troon stel, om so die bliksems af te weer. Die krygsheld was Christus, en die sneeuvlokkies was die gebede van die gelowiges. Dis hierdie gebeurtenis wat daar in die kerk, in die Parel, plaasvind. Die gemeente is so deur hierdie gebeure aangegryp, dat daar herlewing kom, dat daar nuwe groei kom. Erediensbywoning neem toe. Daar's 'n oplewing in huisgodsdiens. Lidmate raak betrokke by bediening. En so word hierdie herlewing 'n jaarlikse gebeurtenis. Van Hemelvaart tot Pinkster. Besluit hierdie gemeente gaan hulle elke jaar saam bid vir herlewing. Dis terloops waar die benaming Pinksterbidure vandaan gekom het.
Soos wat die nuus versprei het ander gemeentes ingeval en saamgebid en saamgedoen. En so het dit 'n gebruik geword, deel van die geskiedenis geword, die geloofsreis geword van die NG Kerk. 165 jaar later doen ons dit nog steeds. Verkorte weergawe, maar ons doen dit. Waarom die stuk geskiedenis, mag jy dalk nou vanaand wonder. Vriende, want dit gaan oor meer as 'n gebeurtenis wat plaasgevind het. Dit gaan oor meer as iets wat in die geskiedenis gebeur het. Dit gaan oor herlewing. Dit gaan oor herlewing. En dan is daar baie definisies vir herlewing, maar die een wat ek voorkies is om te sê, herlewing is die wyse waarop die Heilige Gees sorg dat daar groter gehoorsaamheid aan God, sy woord en die kerk kom. En dis waaroor Dominee van der Lingen gepreek het op 19 Mei 1861. Vers 49. En kyk, ek sal die belofte van my Vader na julle stuur. En jy weet en ek weet mos wat hierdie belofte was. Dit was die Heilige Gees. Jesus het dit mos beloof in Johannes 14 en in Johannes 16 en in Handelinge 1. Die trooster, die krag van God, die een wat sy plek sou kom volstaan in die lewe van sy disippels. Die een wat van die disippels apostels sou maak, van leerlinge gestuurdes. Die Heilige Gees het nie net gemaak dat die kerk ontstaan, soos wat ons in Handelinge 2 lees nie. Die Heilige Gees was en is ook verantwoordelik vir die voortgang van die kerk deur die eeue. Herlewing op herlewing op herlewing. Onder leiding van God se Gees. Dikwels in moeilike omstandighede. Waarom? Want dis waarom die Heilige Gees na hierdie wêreld gekom het. Om nuwe lewe en krag en groei na hierdie wêreld te bring. As jy meer daarvan wil lees, kan jy gerus Romeine 8 gaan lees. En kyk wat Paulus oor die werk van die Heilige Gees in Romeine 8 skryf. Hy sê die Heilige Gees woon in gelowiges. Die Heilige Gees woon in jou. Hy is vanaand in jou. Hy maak gelowiges vry van die mag van sonde. Hy gee die ewige lewe. Hy gee vrede. Hy bevestig en getuig dat gelowiges kinders van die Vader is. Hy staan gelowiges in hulle swakheid by. En selfs wanneer ons nie weet wanneer om te bid nie, dan bid hy namens ons. Dan tree hy namens ons in by die Vader. En dis die rede waarom Paulus in Galasiërs 5 vers 25 aan die Galasiërs skryf, aangesien ons deur die Gees leef, laat ons met die Gees in pas bly. Dis 'n aangrypende teks. Aangesien ons deur die Gees leef, laat ons dan met die Gees in pas bly. Want dit is die groot geheim. Dit is wat herlewing gebring het in 1861. Dit is wat herlewing gebring het deur die geskiedenis van die kerk. Dit is wat herlewing gebring het in elke gemeente waar dit plaasgevind het. Dis die Gees wat laat groei en groei gebring het in die NG Kerk, maar ook in hierdie gemeente. Marco daarna verwys, ek het as jong dominee hier in Garsfontein begin. Toe was hierdie nog Garsfontein Park. Dalk is daar van julle wat dit onthou. Garsfontein Park, Garsfontein Hoërskool se saal. En die groei wat gekom het, sodat hierdie gemeente Luxmundi kon word, wat 'n verskil maak in die wêreld. Dis wat gebeur wanneer God se Gees in die lewens van mense begin werk. Gewone mense, soos jy en ek. Want weet jy wat? Dan kry gewone mense dit reg om die buitengewone te doen. Dink maar vir 'n oomblik aan Handelinge 2. Sien jy vir Petrus op die plein preek? Visserman Petrus.
ongeletterde Petrus. Petrus met sy harde vissermanshande. Maar wanneer hy onder leiding van die Gees begin praat, lees ons dat 3000 tot bekering kom. Paulus, die vervolger van die kerk, wat die grootste apostel van die Nuwe Testament word. Martin Luther, wat in 1517 voor die hele Rooms-Katholieke kerk, die magtige Rooms-Katholieke kerk opstaan en sê, so kan dit nie aangaan nie. Dit gaan oor die woord en oor geloof en oor genade en oor Christus alleen. G.W.A. van der Lingen, wat op 19 Mei 1861 in die Parel uit hierdie teks gepreek het. En die res is geskiedenis. En ons vanaand, waar pas ons in hierdie ry van geloofshelde in? Daar's een groot voorwaarde. Dit vra van jou en van my 'n keuse. Vriende, dit gebeur nie outomaties nie. Ons is nie, om goeie Afrikaans te gebruik, op autopilot onder leiding van die Heilige Gees nie. Daarom skryf Paulus en hy sê, laat die Gees julle gedrag bepaal. Ek onthou uit my weermag daaruit, hoe ons dikwels marseer het. En niemand weet eers het, ek kon nooit agterkom hoekom dit met my gebeur het nie. Skielik kom jy net agter, jy is uit pas uit. Jy is uit pas uit. En dan moes jy mos daai ding noem wat hulle dubbelpas genoem het. Jy moet mos daai ekstra treetjie gee. Net om weer in pas te kom met die res. Dis wat dikwels met ons moet gebeur. Ek is redelik seker dat nie een van ons wat vanaand in hierdie gebou is, sal sê, ons weet nie die Heilige Gees is in ons lewens nie. Ek is redelik seker dat nie een van ons sou wou sê, maar ek probeer nie om onder leiding van die Heilige Gees te leef nie. Maar soms moet ons net daai ietsie ekstra doen. Daai ekstra tree gee, die ekstra effort insit, om seker te maak dat die Heilige Gees regtig in beheer van jou lewe is. En hoe doen 'n mens dit? Wel, die geskiedenis vertel ons vir ons die verhaal nie waar nie. Dit begin by gebed. Dit begin by persoonlike gebed en toewyding. Dis die geskiedenis van Pinkster in die NG Kerk. Mense wat byeengekom het en wat gebid het. Gebid het vir groei, gebid het vir herlewing, gebid het vir nuwe lewe, gebid het vir nuwe visie. Gebedsgroepe, 12 dae lank. 'n keuse om die Heilige Gees te vra. Kom neem beheer van ons lewens. Kom lei ons, kom leer ons. Help ons om te groei. En as dit gebeur, dan kom die vrug van die Gees mos. En jy ken dit mos goed, Galasiërs 5 vers 22. Vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dit is nogal vreemde goed in die wêreld waarin ons leef, nie waar nie. Dit is vreemd in 'n wêreld waar die president van 'n magtige land elke dag swetsend en vloekend op sosiale media lostrek. As die Gees ons lei, is ons anders. As ons onder leiding van die Gees leef, dink ons anders, praat ons anders en doen ons anders. Dit beteken dalk dat jy jou woede moet aflê. En die statistiek sê ons is almal kwaad, of jy dit nou wil erken of nie. Ons is kwaad oor wat rondom ons gebeur. Ons is kwaad oor wat met ons gebeur. Elke slaggat wat jy raak ry, maak jou nog 'n bietjie kwaader.
Maar onder leiding van die Gees, vriende, moet ons dit eenkant sit. Miskien is dit tyd om ons bitterheid te bely en af te lê. Die manier waarop ons dink oor hier en nou, en ek leef saam met julle in hierdie wêreld. Ek verstaan dit, ek beleef dit elke dag self. Maar ek weet ook wat bitterheid doen. Hoe dit jou vrede en jou vreugde steel en jou energie wegvat en keer dat jy kan groei. Miskien het ons nodig om van ons selfvoldaanheid ontslae te raak. Dis die manier van doen van ons tyd nie waar nie. Ek maak alles beter en groter, want ek is beter en groter. Kyk maar hoe skole hulle self adverteer nou met die oop dae. Selfs kleuterskole. Stuur jou kind na ons toe, ons gaan hom 'n wenner maak. Miskien het ons nodig om net weer nederig te word. Om van hierdie selfomdaanheid en voortvarendheid ontslae te raak. En een ding moet jy weet, as jy dit wil waag, gaan dit iets van jou vra. Dit gaan iets van jou vra. Maar dis daai iets wat die saadjie is, wat ontkiem, wat groei bring. Dis daai aflê van jouself en jou eie waan, wat maak dat die Heilige Gees beheer neem van jou lewe en jou help om te groei en te leef soos wat die Vader wil hê jy moet leef. En dan gebeur die wonder. Dan gaan Pinkster nie oor Pinksterbidure wat 165 jaar gelede gebeur het nie. Dan begin ons 'n verskil maak in ons huwelike en in ons gesinne en in die gemeente en in ons stad en in ons land. En miskien begin alles net by gebed. Net by gebed. Ek wil afsluit. Op 19 Mei 1861, vandag 165 jaar gelede, het 'n wonderwerk in die Parel gebeur. 'n Wonderwerk wat die geskiedenis van die NG Kerk in totaliteit verander het. Dit het gelei tot 'n beweging wat oor honderde jare tot by vandag strek. Wat gaan van hier af vorentoe gebeur, wonder ek. Wat gaan van hier af vorentoe gebeur? Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanaand vir 'n oomblik kon terugkyk, ver in die verlede in, na 'n wonderwerk wat U deur U Gees bewerk het, wat so invloedryk was, dat ons vanaand nog deel daarvan kan wees. Dankie dat U O Heilige Gees herlewing gebring het, wat ons kerk so beïnvloed het, dat ons steeds die vrugte daarvan pluk. Here, maar wanneer ons terugkyk, dan wil ons ook vanaand opkyk na U toe, en vir U dankie sê daarvoor. Maar as ons dankie sê, wil ons ook na onsself kyk, en wil ons vir U vra dat U elkeen van ons sal aanraak deur die werking van U Gees, dat U verandering sal bring, dat U groei sal bring, dat U ons sal help om in pas met U O Heilige Gees te leef, sodat die vrug van die Gees in ons lewens sigbaar sal word. U weet dat ons in 'n wêreld leef wat presies die teenoorgestelde van mense eis en vra. Help ons om anders te wees. Ons weet dis moontlik, want U is die krag van God wat in ons woon en werk. Here, dankie dat ek vanaand vir die gemeente kan bid. Ek bid, Here, dat die tydperk waarin hulle nou bevind van groei en herlewing geseënd sal wees,
dat U Lux Mundi sal seën, sodat hierdie gemeente 'n helder lig in die donker wêreld sal wees. Ek bid vir elke lidmaat, ek bid vir die leierspan, vir almal wat hier betrokke is. Hou hulle in die holte van die hand en seën hulle. Ons bid dat U ons vanaand veilig sal huis toe neem, en as dit U wil is, Here, vir ons môre met nuwe energie sal opwek, sodat ons werk kan doen. Dit bid ek in Jesus Christus se naam. Amen.